ballonne in die wind, sal my soene jou nog vind, en ek stuur al vol van liefde net vir jou. Is hy lang maar gat nog in sy kantoor, want ek wil nie hier ook uitgeskel word. Nee, meneer Hall is by 'n krisisvergadering by die rioolwerke. Daar's 'n verstopping alweer in die myndrein, of so iets. Waar is die ander ouens? Vonkie Doel en Leigat is na die spoedkamera toe om die calibration te check. Hoekom lyk jy so mislik? Ek verstaan hoekom mense drink. Ek sluk sommer, as dit my net nie so laat opgooi nie. Ek moet versigtig wees met drank. Sy sê, dit maak my aggressief. Ek het op my niggie se troue, Saartjie in Benoni, halfvatterige bruidegom rassie met 'n melktert geklap. My skerse oudtopie het my gisteraand uitgeskel vir alles wat sleg is. En toe het hy my uit hulle huis uitgesmyt. Het hy jou en sy dogter betrap? Agter die duiwelhok. Annabel het my so warm gevry. Ek het nie besef ons stamp teen die duiwelhok nie. En daar breek die hoekpaal. En Annabel is boude eerste in 'n hoop taaiers in. En ek is toe gat oor kop deur die oogiesdraad en die duwe poefa. Shame. En die duwe? 1 dood, 3 beseer. Die res is Bloemfontein toe. Jy en Annabel moet leer om julle tyd en plek beter te kies. Ek weet, maar ons liefde vir mekaar is partykeer baie sterker as drugs. Ons kan nie eers behoorlik dink nie. Ons is soos petrol wat aan die brand slaan. Niks kan daai brand blus nie. Dit moet self uitbrand. Tony kan soms so romanties wees, maar hy kies sy tye en sy plekke nie met sy brein nie. Iets anders beheer hom. Nou moet hy sy skerse pa R3000 betaal vir daai vermiste duwe. En hy mag nie naby aan 'n sel kom as daai hele bedrag nie betaal is nie. I mean, WTF, dit was 'n ongeluk. Ja, 'n ongeluk. Dis wat ek ook sê. In die hitte van die oomblik. Boom, bang, en daar breek die duwe ook. En die duwe dink dis 'n vrylating op Freedom Day. Wat as jy vir Annabel se pa in plaas van die geld duwe teruggee? Wat ek waar kry? Die gebou se dak is vol duwe, stel 'n wip. Dis briljant. Jy is super intelligent. Dis seker hoekom jy so 'n hoë pos hier het. Jy is die slimste dom blond wat ek ken. Boom. Not just a pretty face. Toe hoor ons mevrou February en meneer Hall by die trappe opkom en Tony hardloop weg om in die lavie te gaan wegkruip. Nou sê mevrou. Dit is chaos by die rioolwerke. Almal gly hulle basse af. Ek moes mevrou F met 'n tikstoel van die perseel afstoot. En ek wil die hele tyd net my gat aflag. Woe, die plek is knie diep in die jam. Bring vir ons 'n lekker koppie tee na my kantoor toe. 'n Cappuccino vir die antie. En moenie so freksynig wees met jou soetkoekies wat jy daar onder die toonbank wegsteekie. Goed, maak myne dan ook maar 'n koppie koffie. Na my kantoor toe, mevrou. Waar is die freaking Tony? Tony? Is dit nou Tony Toolbox? Werk jy 'n ander Tony, ha? Tony was hier gewees, mevrou, maar nou is hy weg. Weg waarheen of kruip hy weer weg? Tony is in die lavie. Ja, daai lui bliksem kruip weer weg. As hy uitkom, sê vir hom hy moet sy selfoon aanskakel en hy moet my kom sien. Maak soos mevrou F sê, hoor. Jy is die hele oggend al so stil. Wat's fout met jou? Niks nie. Jy is nie jou happy self nie. Jy is besig om siek te word. Ek's fyn. Maar het gaan lang wees voor ek weer aan 'n skulpvis raak. Nou, dis nie wat jou plan nie. Okay, fyn, is Petunia wat my omkrap. Vrouens kan dit in 'n mens doen. Ek is gelukkig. Ons het hierdie week nog nie een keer 'n kopseer gehad nie. Petunia ook nie. Maar ewe skielik moet sy amper elke aand laat werk. En as ek haar dan bel op Pascal, antwoord sy nie en die volgende dag is sy vol verskonings. Battery was pap. I was out of range, sulke goed. Dink jy sy knippie kat in die donker? Ek moet hulle vang. So help me, ek klap daai kat dwars deur sy eie gat.
Meneer Hol sit julle twee in die boardroom vir 'n noodvergadering. Wat kan die groot nood nou weer wees? Seker maar daai verstopping by die Jam Factory. Omtrent al ons vergaderings is noodvergaderings. Because why hierdie munisipaliteit word bestuur nie as die res van die hele bly die land bestuur word, van krisis tot krisis. Crisis management behoort eintlik net soos in Zimbabwe as 'n matriekvak aangebied te word. Die mense sê, daai Bob, gee nie 'n hel om oor die voters nie, maar hy het 'n baie spesiale verstandhouding met die vote counters. Daai goed kom nog hierheen. Watch this space. Toe man, trek my vinger. Trek! Meneere, asseblief, staak julle vulgêre praatjies sodat ons ordelik kan vergader. Ek probeer hom net opbeer, man. Hy het persoonlike probleme. Petunia is besig om te verneek met 'n ander ou. Ek vermoed dit net. Ek is besig om al die evidence bymekaar te maak en dan is die hel los. Ons almal het persoonlike probleme. Maar hier bepaal ons uitsluitlik by werksprobleme. Dit is waarvoor ons betaal word en ek hoop almal om hierdie tafel het dit nou mooi duidelik gehoor. My ouma sê, mens moenie 'n slaappil en 'n setpil op dieselfde tyd vat nie. My oupa is rustig in sy slaap oorlede. Nie gillend en skreeuend soos die passasiers op sy toerbus nie. Ek dink nie dis snaaks nie. Ek wens cheaters was in hierdie land. Dan het ek hulle wragtig op Petunia se keus gesit. Ek hou van daai embarrassing bodies op TV. Dit's baie leersaam. Hulle het gisteraand 'n hele episode gehad oor kwaadaardige aanbye. Mense, asseblief. Sou julle verkies dat ons hierdie vergadering verskuif na een van die toilette toe? Nee meneer, dit sal baie ongemaklik wees. Daar's net een sitplek. Die stoel. Meneer die voorsitter, ek dink nie dit is 'n baie goeie voorstel nie en ek kan dit nie sekondeer nie. Ek ook nie. Ek beslis ook nie. Dit was nie 'n voorstel nie. Dit was sarkasme. Vir my meer geklink soos toilethumor. Een stoel. Quorum. Niks by die werk maak meer vir my sin nie. Niemand respekteer meer iemand se posisie of rang nie. Soms voel dit vir my asof hierdie hele land besig is om mal te word. Of is dit dalk net ek? Hoe plaas ek daardie vraag op die tafel? Almal? Of net ek? Almal in die land is nie meer lekker nie. Ek begin ook so dink. Almal word bananas. Die ouens in die tronk, maar nou wil dat hulle prisoners genoem word. Hulle sê dit gee hulle 'n slegte naam. Wat wil hulle genoem word? Members of Parliament? Wel, dit kom eers later, nadat hulle uitgelaat is op parol. Juffrou, daardie grappie van jou oor ons land se leiers is in swak smaak. Meeste van ons land se leiers is oorgewig. Ek het iewers gelees dat ons het een van die heel dikste parlemente. Fat cats. Vetgatte. Praat julle twak. En wanneer julle genoeg gehad het, laat my dan weet, sodat ons ordelik soos groot mense kan vergader. Binne. Dis amper lunchtyd en ek seker daarvan meneer is al 'n bietjie honger. En onthou, hongerpyne maak mens nikkerig en onaangenaam. Dis eerder julle totale gebrek aan respek vir my status en rang wat my nikkerig maak. Meneer chillax, tyd het verander. Wat beteken status en rang in elk geval in hierdie ou munisipaliteit? Dis 'n geweldige aanpassing. Van iemand tot niemand. Ek tel nie meer nie. Dis hel om deel van 'n magtelose minderheid te wees. Meneer Hol se probleem is hy dink te veel oor politiek. Hy sit 'n bietjie vas in die verlede toe politiek nog saak gemaak het. Nou voel my vriende en familie vere daaroor. Soos die Indiese spreekwoord sê, don't let yesterday take up too much of today and dollen. Namaste. Ja, vir daai mislike Joe gevra of jy Vrydag kan afkry. Dis 'n
al se lank pad Kimberley toe. Ek wil nie nag ry nie. Ek dink nog steeds is dit te ver om te ry net vir 'n troue. Nou, natuurlik sê jy so dink, want dit is mos my familie. Daar's min mense in jou familie wat nog met my praat. Aan wie se skuld is dit, beklei gat? Op hierdie troue drink jy net soda water. Ek sal daarvoor sorg. Maar ek twyfel of Joe hom my gaan afgee. Ek gaan hom beslis nie vandag vra nie, hy is vandag weer een van sy mislike bye. Vonkie Doelventer, soek jy vir my? Nee. Ek wil net my timing reg kry in my harte diefie, liefie. Jou vleiende sekspraatjies gaan jou nie uit hierdie een uitkry nie. Jy vra vir Joe Hall vandag nog. Of ek het 'n kopseer vir die res van die jaar. Okay. Vonkie Doel is ongelooflik aantreklik. Dis 'n feit. Hy laat my knieë soos jelly voel as hy begin met daai varkerige slaapkamerpraatjies. Maar hy moenie dink ek gaan hom uit hierdie troue uitkry nie. Dis my stiefsussie en ons sal daar wees. Toe val Leiga daarin en bedel vir kos. Ek is net betyds vir een van Tossie se delicious samies. Jy met jou eie vrou kry met jou eie kos. Vat vir jou. Ten minste waardeer jy die kos wat ek maak. Dankie Tossie, daai speedkop weet nie hoe lucky hy is nie. Petunia van nee kom met haar aanhou, dis alhoekom hy dit sê. Ek vermoed dit net, dis nie 100% seker nie. Al die tekens is daar, jy wil dit net nie sien nie. Hoe sal jy weet wat die tekens is? Ek kom nie eens agter as ek nuwe skoene aan het nie. Mans kyk nie vir skoene nie. Of ek my hare laat sny het. Oor ek my nie oor jou hoef te worry nie. Ek weet ek kan jou ten volle vertrou. Ek bly jy dink so, want as jy nie Vrydag kan afkry nie, jy seker nie omgee as ek alleen na Bonnie se troue toe gaan nie. My rooi laahals rokkie en onder dit swart valletjies bra en G-string. Ah, Ja, jy vertrou my mos ten volle, al het ek 'n paar glase champagne in by 'n wille troue. dis nie nodig om voor hom van jou onderklere te praat nie, en veral nie daai onderklere nie. Daai onderklere wat ek toevallig hier vandag onder my uniform aan het. Goodbyes. Hey, wat kyk jy? As like, die Tossie van jou kan haar hard wees as hy wil. Ek weet ek kan my tos ten volle vertrou. So. Nou worry dit jou nie dat sy sulke gevaarlike aandies aantrek werk toe nie. Ek weet ek kan my tos ten volle vertrou, okay? Jy kan ten minste wag tot ek sê binne voordat jy hier instorm. Is jy bang ek loer waarna jy kyk op die internet? Daar was 'n dringende e-pos van die raad af wat ek moes beantwoord. Weet, hulle sê e-mail gaan die poskantoor bankrot maak, want meeste maatskappye stuur glad nie meer briewe pos nie. Wat moet jy? Ek het nie nou tyd vir gesels nie. Ek is in elk geval nie in die bui daarvoor nie. Miskien is dit nie nou die regte tyd om te kom vra nie. Ek sal later terugkom as jy nie so mislik is nie. Nou vra wat jy wil vra en vat aan die pad. Tossie se stiefsussie, Bonnie, waaroor sy baie erg is. Sy trou Saterdag in Kimberley, wat baie ver is. Nou, Tossie wil hê ons moet Vrydag al deurry soontoe. Vrydag na werk. Effens vroeër. Voor werk. Probeer jy my vra of jy Vrydag maar afkry? Ja, asseblief, maar net om die vrede by die familie te bewaar. En veral in my slaapkamer. Anders wil Tossie alleen gaan met haar rooi rok en haar onbeskofte onderklere en daar gaan baie drank wees en... Maar ek kan my tos ten volle vertrou. Ek dink nie jy besef eintlik wat jy my vra nie. Vra net vir 'n dag af, dis al. Nee, so eenvoudig is dit nie. Daar is 365 dae in 'n jaar. Minus 104 Saterdae en Sondag. Daar is dus net 261 dae oor vir werk. Waarvan ek een wil af hê. Vir 16 ure 'n dag is jy nie hier nie. Dis altesaam 174 dae wat ons moet aftrek. Dan bly daar dus net 87 werksdae oor. 86 as ek Vrydag afvat. Lunchtyd en teetyd bymekaar getel is nog 40 dae wat ons moet aftrek. Dit los ons met 47 werksdae. Minus 12 dae siekverlof en 13 publieke vakansiedae. Dan bly daar dus net 22 werksdae oor. Net 22. Waarvan 21 jou jaarlikse verlof is. Dit los ons met 1 werksdag per jaar wat jy eintlik hier werk. En jy durf my vra of jy daai dag mag afvat. Hæ? Toe, loop. Ek kan werk. Okay.
Sal jy dit net so vir Tossie kan verduidelik? Nee. Sien julle, dan werk dit uit op net 1 werksdag. Oh, really? En as mens al die tyd bymekaar tel wat mense op die levy spandeer, dan werk ons eintlik glad nie eers hier nie. Exactly. Eintlik kom ons net hier om die loot te gebruik. Besef julle wat ek betaal word om op die levy te sit? Dis nie iets om oor te brag nie. Niemand mag hiervan weet nie. Gooi weg die bewysstukke. As die raad moet uitvind hoe min ons eintlik werk, word ons almal afgedank. Hieroor moet ons liewe shut up. En waaroor moet julle liewer shut up? Niks, regtig mevrou. Toe, uit daarmee, ek wil alles hoor. Ons het gepraat oor Joel. Geskinder en nou vir ons baie sleg daaroor. Ek wil weet waaroor julle geskinder het. Joel dra toe by. Toe ek, daai boskasie is real. Op sy bors. Wat sê? Hy dra vals borshare sodat hy meer rof kan lyk. Is deel van sy kultuur. En ek dog ek ken wit mense. Maar is 'n geheim, okay mevrou? My lips are sealed. Ons kon nie vir haar die waarheid vertel nie. Sulke konfidensiële inligting kan ons almal gefire kry. Gelukkig toe noem Leigat Tony se naam, mevrou February se aandag word afgetrek en skielik vra sy, "What the hell is daai Tony toolbox?" Ek weet nie. Elke keer as ek sy selfoon bel, dan kry ek hy freaking stupid boodskap. How's it? The stone, the love machine. Toe praat. Praat rof en onbeskof, my baby. Piep. Dis so romanties, maar ek dink daai boodskap is eintlik vir sy skerp bedoel. Hy's nie lekker nie. Sê dit al lank al. Hierbok sê vir my, Tony is al die hele dag in en uit by die parkade met die ambulans, met 'n groot kartondoos agter en met gate in. Daarvan weet ek niks nie. Hy lyk en ryk soos 'n standbeeld, vol duiwepoefies. Gaan sê vir Gearbox, as hy vir Tony Toolbox sien, moet hy hom sê om my te bel. Hy moet my VIP-kaartjies vir 'n show gaan haal. Ek sop pad mevrou. Die volgende dag toe kom 'n bepleisterde Tony moedeloos by die werk aan. Wat het met jou gebeur? Ek het nie geweet apartheid bestaan nog nie. Dis verby, geskiedenis. Nie onder duwe nie. Daai duwe op die dak wat my ure gevat het om te vang, is nie die regte ras nie. Maar ek tog duwe is duwe. Ek ook. Maar my skerse mislike utopiese duwe is opregte, adelike, reisies duwe tot in die 10de geslag. En die duwe op die dak? Vuil rubbish nes ek wat net vreed in 'n standbeelde poefel. En toe slaan hy jou. Nee, dis die dakduwe wat my gepik het. Ek dink nog steeds aan Azel se pa is vreeslik onbeskof. Uit daai duwe sommer net so uit die boks uitgesmyt en weggejaag. Sodat hulle nie met die paar superduwe wat hy nog oor het kan paar en vermeng nie. En toe doen hy dieselfde met my, net vir ingeval ek dalk daaraan dink om met sy dogter te paar en te vermeng. Tony, dink jy nie jy moet maar aan 'n meisie kry nie? En dan weer van vooraf begin soos in graad 10. Eers handjies vashou, dan 'n drukkie, dan 'n pikswentjie, dan 'n regte soen, dan 'n suigsoen. Nooit. Ek en Annazel is so te sê in die 3de jaar van die Universiteit van Liefde. Jy stel dit so mooi, Tony. Jy en Swys het seker al julle grade. Doktersgrade. Speel julle baie keer dokter. Ons verhouding is effe meer volwasse. Swys verkies die stoute dominee en die cheeky bediende. Ek kry jou by die garage, dominee. Partykeer smokkel Poplap met my kop. Eerslank. Sy kan haar lekker seksie lyk as sy wil. Maar ek is jammer. Die varkerige gedagtes wat in my brein aangaan, is on a needs to know basis only and used to needs to know. Roger, over and out. Jy vra nie vir Joel of jy 'n dag kan afkry nie. Jy sê jy vat dit af, finish en flip en klaar.
Nou is die verkeerde tyd om harregat by die werk te wees. My werk is baie belangriker as Bonnie se troue. Ek sê jou wat, gaan kruip jy maar by hom. Ek sal oor sy kop na mevrou Fatima toe gaan. Sy's 'n vrou. Sy sal verstaan en om 'n goeie kop was gee oor hy simpel een werkdag rubbish waarmee hy jou dreig. En wat gaan hier aan? Julle is nie nou by die huis nie. My man vat Vrydag af en dis dit. O nee, mevrou Venter. Ek is die enigste een wat daaroor kan besluit. Jou man sal Vrydag op sy pos wees. Maak nie saak hoeveel jy jou dik lyfie wip nie. Hey! Saak is afgehandel. Dis wat hy maar gaan dink. Die saak is nie afgehandel nie. Tye het verander. In hierdie munisipaliteit is daar vroumense in charge. En is tyd dat daai Joe Hall dit besef. Hey Mogo, is haar suster se troue. Weet jy hoe belangrik is 'n troue vir 'n vrou? Gee op 'n klap. Ek lus en doen dit sommer. Dit sal ek nie doen nie, want ek behoort aan 'n unie. Ja, en by the way, almal het al daai rubbish e-mail van 1 werksdag 'n jaar gesien. Mevrou F, met respek. Okay, shut up liewer. As iemand begin met respek, dan moet jy weet wat gaan volg is 'n belediging. Chef van Funky Doel die freaking Vrydag af. Is dit 'n versoek of 'n opdrag? Wil jy my de jellen maak? Nou maar goed. Jou man mag Vrydag afvat. Thanks, Fatima. Doen dit teen my sin en onder protes. Ag asseblief, moenie dat jou male ego in die pad kom nie. Ek verstaan veel beter as wat jy dink. Jy het nie nodig om te bewys dat jy 'n regte man is deur vals borshare te dra nie. Dit was nie vals borshare nie, nee. Nee,